Goeiedag, ek is Jaco van Vieren van SA Memory Institute. Ons gaan vandag na 'n praktiese voorbeeld kyk van hoe om 'n opsomming te maak. Kom ons gaan net gou weer deur die punte van hoe om jou eie opsomming te maak. Soek die kernwoorde. Vra waaroor gaan dit? Dit is die donkie vraag wat jy dan gaan onderstreep. Vra dan vir jou waaroor gaan dit? Hierdie is die hasiewoorde wat jy gaan aankring. Beplan jou opsomming voor jy hom begin. Doen jou opsomming in potlood dat jy maklik kan uitvee. En kom ons kyk dan hoe gaan dit lyk. Ons gaan nou vir jou 'n leesstuk wys. Lees hom drukpos, lees hom sorgvuldig deur en maak dan jou opsomming soos jy dit sou maak. Daarna sal ons vir jou wys hoe lyk ons opsomming en dan gaan ons die mnemonic tegniek gebruik om dit te memoriseer. Nou dat jy die opsomming klaar deurgelees het, seker gemaak dat jy verstaan waaroor dit gaan en jou opsomming gemaak het, kom ons kyk gou hoe lyk ons opsomming. Hier kan jy sien hoe ons die donkiewoorde is die hoofwoorde daarso, wortel, bolle, knolle, en die woorde wat dan onder dit kom, is die hasiewoorde, die beskrywing van ons kernwoord. Kom ons kyk gou gaan die mnemonic tegniek saam met dit werk. Oor die algemeen, oor die tegniek, jy moet die werk verstaan voordat jy het begin leer. En hierdie tegniek is 'n baie maklike een om jou geheue vinnig te verbeter. Kom ons gaan gou deur die reëls op die stappe vir die mnemonic tegniek. Net om jou eers te herinner, ons gaan 'n vertrek of lokaal gebruik, soos byvoorbeeld die klaskamer of sommer jou eie kamer. Begin altyd by die deur. Beweeg daarna klopsgewys deur die vertrek. Gebruik altyd voorwerpe wat altyd daar is. Jy moet nooit dieselfde voorwerp 2 keer gebruik nie. Wees kreatief, onthou die 8 goue reëls. Jy moet nie tyd nou mors met 'n storie of 'n rympie nie. Dit is 'n tegniek op sy eie. Ons gaan die stories of rympies gebruik terwyl jy die kernwoorde aan mekaar sit. Onthou, hierdie mnemonic tegniek is soos om 'n hemp aan 'n hamer op te hang. Ons gaan punte gebruik in jou vertrek wanneer jy die voorwerpe gaan ophang. Baie goeie tegniek om te gebruik as jy lang vrae het. Hier is net weer 'n opsomming van wat jy moet gebruik, die 8 goue reëls, ontspan, humor, beweging, kleur, duidelike prentjies en belangrik, leer die werk in volgorde. Hier is dieselfde voorbeeld ons net nou gehad het, maar jy kan nie sien, is elkeen van hierdie kernbegrippe nou aan mekaar vasgesit. So ons hang hulle aan mekaar, en kyk of dit vir jou sin gemaak het. So jy sal nou gebruik, die blare sal ergeniesomtalwe by jou deur wees, die stingels gaan dan op 'n tafel wees, die wortels by jou kas, die bolle daar by 'n stoel, en so gaan jy elkeen van jou donkiewoorde gebruik om aan 'n hanger te hang. Kom ons toets nou, hoe werk jou geheue deur dit? As die hoofbegrip, die eetbare plante, wat ons sien, kernwoorde, dan ons hangers was, en daar is die hasiewoorde, die beskrywende woorde wat ons aan die hangers gehang het. Baie dankie, en sterkte met die eksamens.